Sy baie welkom terug julle. En ons gaan vandag bietjie kyk na die dier uit die see van Openbaring 13. Dis die eerste gedeelte van Openbaring 13. En dis eintlik so wonderlik, soos wat ons lesse deurgaan, begin ons te sien, maar dinge is besig om te gebeur in die wêreld. Nou kan jy sien hoe pas die wêreld in met dit wat Openbaring sê, né? Maar voordat ons begin, kom ons bid net gou saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n wonderlike dag wat ons by mekaar kan wees en van U kan leer. Here, dankie dat daar nog 'n venster van genade oop is, dat ons dinge kan regmaak en dat ons mense daar buitekant wat vir ons kosbaar is, kan waarsku. Here, wees asseblief met hierdie les, geef ons insig en geef ons wysheid, sodat ons die dieper geheimenisse van U kan verstaan. Amen. Okay, goed, voordat ons nou begin, onthou julle, ons het ons gesê dat Openbaring is geskryf van 'n tipe van 'n chiasm structure, né? Struktuur. Nou, kom ek net gou vir julle wys, net 'n voorbeeld van hoe dit lyk. Hierso Lukas 16 vers 13, hy lees so, No servant can serve two masters, for either will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Dit maak sin soos wat hy daar sê, maar kyk nou net hoe wonderlik is hulle poesie. As jy hom nou so lees, no servant can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Sien julle hoe stem hy ooreen? Yes. En hierdie een, for either he will hate one and despise the other, and love the other, or else he will hold to one. Sien julle hoe wonderlik is dit? So nou verstaan julle hoe werk Joodse poesie. En Openbaring is ook geskryf in daai tipe van ding. Want hoekom? Want baie keer dan lees jy, soos dan lees ons 'n hoofstuk, maar dan spring ons van vers 3 af ewe skielik na vers 10 toe, wat saam met mekaar, dan dink ons, nou hoe hou dit hande vas met mekaar? Dis as gevolg van hierdie struktuur. Okay. So hou dit altyd in gedagte. As jy sien ek lees hier by vers 3 en ewe skielik sien, maar kyk wat is vers 10. Dit is hoe hy werk. Okay. Goed. So kom ons begin gou by vers 13. Daar's nog 'n voorbeeld gewees, Psalm 90 vers 1 tot 2. Ons hoef nou nie deur dit te gaan nie, maar daar's nog 'n voorbeeld van dit. Kom ons lees gou hierdie hele stuk, is 10 verse, JC. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek was soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand te hoor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy krygsgevangenskap. Gaan hy in die krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Dankie. Nou sê gou vir my, waar dink julle het ons al van hierdie goeters gelees? Hierdie kenmerke, waar het ons al van hierdie kenmerke gelees? Wat se boek? Daniël, dis reg. En wat se kenmerke was dit? Wie se kenmerke was dit? Die kenmerke van die anti-krismag, die pausdom mag. Dis reg.
wat die 1260 jaar lank hulle verdruk het. Okay, so dis dieselfde mag, né? So ons hoor daar. Kom ons kyk gou na 'n paar simbole wat ons hier gaan bespreek. Die eerste een is die sand van die see. Die sand van die see. Wat beteken die sand van die see? Kom ons kyk gou daai twee versies. Ons hoef hulle nou nie te lees nie, maar hulle sê okay, goed, kom ons lees hulle maar gou. Ek dink dit gaan beter wees, maar kyk nou net daar waar hy duidelik is. Ek het in die nag in my gesig gesien en gekyk. Die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Moet ek die ander nog lees? Asseblief. Jesaja 17 vers 12 en 13. Wie het die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van die geweldige water, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis, soos die gedruis van baie waters. Goed, so met ander woorde, as ons hierso kyk, soos die sand van die see. Met ander woorde, dis die onsuimige see wat deur die wind getuister is, nie? Dit stel die strydende nasies voor, né? Nasies wat met mekaar in oorlog is. Volgende een praat ons van die 7 koppe. Wat is die 7 koppe? Die 7 koppe. Die 7 koppe op die enkele dier verteenwoordig stadiums van die totale loopbaan basis van die nasie met Babylon begin en dit eindig met die opgestane pausdom. OK. Die opgestane pausdom. So ons nou mooi kyk na elke liewe van hierdie stasies wat ons het. Byvoorbeeld, terwyl die luiperd met sy 4 koppe in Daniël 7 die totale loopbaan van Griekeland uitbeeld, né? Sonder 'n tydsonderskeid. So met ander woorde, daai gedeelte van tyd was dit net Griekeland wat in beweging was. Daar was nie Romeine wat in beheer was nie, né? Was net Griekeland gewees. So dit was die totale loopbaan van Griekeland. En dan op Daniël 7 verduidelik dit dat Griekeland eers deur 'n noemenswaardige horing geregeer het en dan nadat hierdie noemenswaardige horing afgebreek is dit deur 4 horings vervang en dan is daar een van hom wat ons nou uitgegaan het, né? So elke stukkie wat gebeur in geskiedenis kry 'n stukkie by. OK. Die 10 horings, wat is die 10 horings? Die horings word nie tussen die 7 koppe uitgebeeld nie. Onthou dit. Hulle word nie so hulle uitgedeel nie. So 7 horings, so kom ons gee vir elke kop 'n horing nie. Dis belangrik wat ek nou sê. Maar almal is op een van daai koppe. OK? So met ander woorde, kyk nou na hierdie een wat ons prentjie wat ek hierso het. Nie een van daai ander koppe het horings op nie. So hierdie een kop. Dis nou nie die leeu gewees nie. Dis die enigste manier dat ek dit net vir julle kon uitbeeld om hierdie punt vas te maak. Dis slegs een van die koppe wat 10 horings gehad het. Maar die leeu is die een wat praat en dit is amper die hoof karakter van die dier. Ja, om dit so in te sien, yes. Maar soos wat ons wil sê is, daai horings was slegs op een van die koppe gewees. Dit was nie op daai 10 horings was nie uitgedeel aan al die koppe nie. Ons studie sal ons aan die lig bring dat hierdie 10 horings op koppe nommer 5, 6 en 7 was. OK, ons gaan nou daarin gaan. Ek weet dit klink nog bietjie Grieks of Romeins. Dit hang af van waar die horings is, né? Die volgende een, hy het 'n godslasterlike naam, né? Godslasterlike naam. Hierdie godslasterlike naam het 'n geheimsinnige nommer. Wat is die nommer? 666 is die godslasterlike naam wat aan hom gegee is. En ons sal bietjie in een les sal ons in diepte ingaan net oor die merk of die nommer, die getal 666. OK. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die agtergrond van Daniël 7. sien julle hoe spring ons nou weer terug na Daniël 7 se kant toe, né? Kom ons en lees gou eers een versie. Openbaring 13 vers 2. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou 'n mens word getref deur die feit dat die identiese diere van Daniël 7 genoem word. Net julle gehoor, daai diere word genoem, die beer, die leeu, die luiperd, né? Hulle almal word genoem.
maar in omgekeerde volgorde, het julle agtergekom. Hulle begin nie by die leeu nie, hy begin sommer heeltemal hier so by die luiperd en dan werk hy hom heeltemal so af, né? Die rede vir hierdie omkeer van orde is dat Daniël in die tydperk van die leeu, dat Daniël hy leef basies Daniël leef in die tydperk van die leeu, né? Babylon, want hy was mos in Babylon gewees. En hy kyk vorentoe wat gebeur. Terwyl Johannes in die tydperk van die draak, van die Romeinse ryk leef, en hy kyk terug na wat gebeur. Wat is die volgende wat terug is? As hy terugkyk, dan kyk hy mos eers in die luiperd vas, en dan in die beer, en dan eers in die leeu. Verstaan julle die volgorde van dit, né? Okay, dit is lank reeds deur studente van Bybelprofesie erken dat die 4 diere van Daniël 7 4 opeenvolgende koninkryke verteenwoordig wat in die loop van die geskiedenis ontstaan het. En dit begin in die dae van koning Nebukadneser. Okay. So met ander woorde, daar is ons nou die 4 diere, né? Ons eers het ons vir Babylon gehad, en toe vir die Medo-Perse, en toe het ons Griekeland gehad, en toe het ons vir Rome gehad. Nee, daar is die 4 diere in hulle volgorde. Goed, nou kom ons kyk gou hierso na die 4 stadiums van Rome. Want onthou die eerste een is Babylon, en dan het ons vir Medo-Perse, daar is ons 1, 2, 3, maar hierdie een het 4 stadiums. So kyk gou hierso, hierso is 3, daai eerste 3 is 1, 2, 3, né? Daar is die 3. Maar hierdie enetjie sê hulle het 4 stadiums. So plus 4, 3, plus 4, maak hoeveel? 7. 3 plus 4. 3 plus 4. maak 7. So met ander woorde, die 7 koppe. Okay? 7 koppe van die dier. Hoekom sê ons so? Want wie beheer die beeld van Daniël? Wie is eintlik in beheer van dit? Die Satan, né? Satan gee vir hulle die mag, soos ons nou gaan sien. Kom ons kyk gou na die 4 stadiums van Rome. Ekskuus so. Okay. Wat nie genoeg aandag gekry het nie, is die feit dat die 4de dier, die Romeinse ryk, beskryf word as 4 opeenvolgende tydperke van heerskappy. So daar's 4 stadiums wat met hom gaan gebeur. Die eerste een is die Verenigde Romeinse ryk. En dit kry ons nou in dit was nou sy tydperk gewees, dis die eerste kop van die Romeinse ryk, een van die 4, okay? Wat met hom gebeur, fase 1. Fase 2 is dan die verdeelde Romeinse ryk. En dit is van 476 na Christus tot 538 na Christus. Onthou julle hierdie gedeelte, laat ek net gou teruggaan. So met ander woorde, hier is hy verdeel in Wes en in Oos. Maar die westelike gedeelte is opgedeel in 10 koninkryke afsonderlik. So hier is hy nie net die Verenigde Romeinse state, soos wat ons hierso gehad het, waar die Verenigde Romeinse state is nie. Hier is hy verdeeld. Sien, so daar's nou klomp, elke provinsie het nou sy eie regeerder gehad, maar tog is dit onder een basiese regering, né? Maar hulle is verdeeld eintlik. So die eerste een is die Verenigde Romeinse ryk, die eerste kop van die 4 van Romeine. Die tweede een is dan waar Romeine basies verdeeld is. En die teks is duidelik om die 10 horings uit hierdie koninkryk te laat ontstaan, moes die koninkryk reeds bestaan het, né? So voordat daai 10 koninkryke kon bestaan het, moes die hele koninkryk eers bestaan het. Dis voor die hand liggend, né? Die geskiedenis bewys dat die Romeinse ryk opgesny en verdeel is onder die barbaarse stamme wat uit die noorde binnekant geval het. Okay, dis nou wat hierso gebeur het. Die tweede een is die pauslike Rome gedurende die 1260 jaar. En 1260 jaar begin by die jaar 538 en eindig op die jaar 1798. En dan, voordat ons nou na die 4de een toe gaan, word hierso vir ons genoem 10 eienskappe. 10 eienskappe word hierso genoem, wat ons hierdie krag kan identifiseer. En ons het hulle in diepte deurgegaan toe ons met Daniël deurgewerk het. Maar kom ons gaan net gou weer deur. Goed, dit het aan bewind gekom nadat die 10 opgekom het, né? So met ander woorde, daar was eers die 10 horings gewees en toe kom daar 'n klein horingkie op.
Die pausdom het nog nie bestaan toe hierdie barbaarse stamme, dankie oom JC, geval het in hierdie 10 laat opkom nie. Toe het hy nog nie, toe het hy eers opgekom tussen hulle. Dit het tussen die 10 ontstaan. Nou waar bestaan hierdie 10? Waar was hulle gewees? Hulle kom uit Europa uit, op geen ander plek nie, want hierdie 10 barbaarse stamme kom uit Europa uit, en hy het tussen hulle opgekom, so dit moet 'n Europese nasie wees. Sien, daar is die versies in Daniël, waarna dit ook verwys, wat ons presies nou in Openbaring lees ook. Okay, dit het uit die kop van die draak ontstaan. Met ander woorde, dit kom uit die Romeinse tyd uit. Dit kom nie uit die Griekse tydperk uit nie, dit kom uit die Romeinse tydperk uit. Die horingkies sou 3 horings ontwortel. Gedurende daai tydperk, toe die klein horingkie opkom, was daar 3 van die nasies gewees wat totaal en al uitgewis was, né? En dan, ekskuus tog, verkeerde knoppie. Okay, goed. Die horing sou groot woorde teen die almagtige God spreek. Met ander woorde, blasfemie. Wat is blasfemie? Wat is die 2 definisies van blasfemie? Sonde vergewe. En seker is God, nee. En ons het gesien wat het die pausdom gedoen nie. Hy het homself tot op sy troon gesit, wat soos God se troon gelyk het. En jy gaan doen ons confession, nee. Die horing sou die heiliges van God vervolg. Wat het gebeur gedurende die 1260 jaar? As jy nie vir ons is nie, word jy eers so 'n bietjie uitgerek, en as jy uitrek nie help nie, dan sny ons jou kop af of ons brand jou sommer, nee. Die horing sou 3,5 jaar, nie keer nie, 3,5 jaar lank regeer. Maar 3,5 jaar word ingesit na, 3,5 jaar is gelyk aan 1260 aandes en môres toe, dis korrek. En dit is presies hoe lank hulle regeer het, soos ons gesien het. Dis korrek, ja. Die horing sou dink dat dit God se wet kan verander. Het dit God se wet probeer verander? Van Saterdag na Sondag toe. Die tweede gebod is uitgehaal en die heel laaste enetjie sommer in mekaar geskei. Korrek, dis wat hy gedoen het. En dan die horing sou dink dat hy God se tye kon verander. Sy tye kon verander. Hoeveel keer het hy al probeer om tye te verander, nee? Die horing sou krag verloor en dan voor die einde herwin. Waarna verwys dit? In 1798 na die dodelike wond, nee? Dis reg. En hierso sê hulle vir ons iets wat ons nou nog nie beleef het nie. Ons het al hierdie goeders beleef, behalwe die laaste een. En dan voor die einde sal hy weer sy krag herwin. So dit is iets om na uit te sien. Die herwin is 'n proses, dit is nie een gebeurtenis nie. Dis korrek, ja. Ja, jy stamp ons nie vanaand jou vingerblad is so half oopgeskeer, so môre jy wakker word en hy heeltemal gesond nie. Wat 'n tyd vir hom om gesond te word. Dis hoekom het hulle om amper half vergelyk het met 'n dodelike wond. Ja, dis nie sommer net 'n oordag ding nie. Is goed gesê oom JC. Hierdie eienskappe bewys duidelik dat stadium 3 wat ons nou na gekyk het, stadium 3. Die tydperk van die heerskappy van die kerklike of pauslike Rome was. Nou goed, fase 4 is pauslike Rome herstel bewind, en dit is presies voor Jesus se wederkoms. Die 4de stadium van die 4de dier is implisiet in Daniël 7. As die horingkie se heerskappy weggeneem word en vernietig sal word wanneer Jesus kom, dan moet dit weer die wêreld regeer op daardie tydstip, né? So voordat dit weggevat kan word, beteken dit moet ons regeer. Dis logika, né? Dit beteken dat die pausdom se loopbaan nie geëindig het toe dit die heerskappy aan die einde van die 3,5 profesietyd verloor het nie. So na 1798 het hy net 'n wond gekry, maar hy gaan weer herstel. Toe was dit net, onthou, op 'n lokale verband gewees, né? Want die hele wêreld was nie beïnvloed gewees deur die pausdom nie. Dis hoekom dat die heiliges gevlug het na Amerika toe. Dis hoekom dat die heiliges gevlug het na Suid-Afrika toe en na Australië toe, want dit was lokaal gewees. Maar in hierdie tyd, wat hulle hiervan praat, is wanneer dit op 'n globale vlak gaan wees, wat niemand dit kan basies vryspring nie. So dit gaan op 'n wêreldwye vlak gaan dit gebeur. Dit sal lewendig word. Dit sal gesond wees en weer die wêreld regeer wanneer Jesus kom en sal vernietig word deur die glans van sy koms.
Nee? En dit sien ons in 2 Tessalonisense 2 vers 8 en 9. Dis waar dit vir ons 'n waarheidsbord. Kom ons kyk gou na die opsomming van die 4 stadiums. Okay, daar sou hy. Kom ons lees gou daai vers. Dit is belangrik dat ons dit lees. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word en hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nee. Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie na die opsomming van die 4 stadiums van die 4de kop van die dier. So ons kyk nou na die 4de kop. Nee, die 4de kop is wanneer hy nou weer sy heerskappy gaan kry, nee, herstel, dis reg. Okay, die eerste een is mos die keiserlike Rome. Okay, is die keiserlike Rome. Die tweede dier, die 4de dier met 10 horings, né? Dit is die een waar hy in die verdeelde stadiums was. Dan die 4de dier met die klein horingkie wat 3,5 profetiese jare lank regeer. Met ander woorde is die pauslike Rome se eerste stadium gewees. Pauslike Rome se eerste stadium, nie Romeinse eerste stadium, die pauslike se eerste stadium. En dan die 4de dier, wanneer die horingkie weer aan bewind sal wees. En dit is die pauslike Rome se tweede stadium. Verstaan julle almal hierso, nee? Okay. Kom ons kyk gou na die parallel. Openbaring 12 vers 1 tot 3. Okay. Openbaring 13 vers 1 en 2 hou duidelik verband met Daniël 7. Dieselfde volgorde van magte verskyn in beide gedeeltes. Okay. Soos in die draakdier van Daniël 7 het die draakdier van Openbaring 12 tot 13 4 opeenvolgende stadiums van heerskappy. Eerste een wat ons kry is die keiserlike Rome. Dis hierdie enetjie. Dit is waar ons dan kry in Openbaring 12 vers 1 tot 3. En dit is hierso die draak wat Jesus probeer doodgemaak het, né? Gedurende hierdie tydperk. Dan die volgende een is verdeelde Rome. Die draak het sy 10 horings gehad. Sien? Soos daarso wat ons daar sien, is waar hy mos nou verdeel is sy 10 plekke op. Dan die volgende een, kry ons Openbaring 12 vers 5. Dit is die pauslike Rome, die dier wat sy mag, sy troon en groot gesag van die draak ontvang het, en daarna vir 42 maande lank regeer het. So die draak het basies sy mag gegee aan hierdie mag. En gesê, weet jy wat, gebruik my mag en doen wat jy moet. Nou die laaste een, is pauslike Rome word herleef. Dit is die dier wat weer oor die wêreld sal regeer nadat die dodelike wond genees is. En dit is in Openbaring 13 vers 3 kry ons dan ook hierdie mag. Daar sal opgemerk word dat die dier wat sy krag, sy troon en sy groot gesag van die draak ontvang het. Dis belangrik, né? Op dieselfde plek in die orde is en dieselfde aksies vir dieselfde tydperk as die horingkie uitvoer. Die horingkie en die dier verteenwoordig dus dieselfde krag. Okay? Dis presies dieselfde krag. Kom ons kyk gou na Openbaring okay, maar sorry, hierso gaan nou dinge vandag baie snaaks gedoen hierso. Okay, goed. Hierdie enetjie kort op 'n ander plek. Maar anyways. Kom ons kyk gou, daar is Openbaring 13 vers 3. Dit is waar die paus dis wat my vorige stadium wat ek wou sê is. Dis waar hy weer herleef gaan word, né? Dis waar hy weer sy krag gaan kry. En sien julle, hierdie is 'n foto wat ek geneem het. Hierdie is nie 'n AI generated foto nie. Dis 'n foto wat ek gekry het. En dit is letterlik die UN, né? En hierso stap die paus in die mense maak eintlik 'n pad vir hom oop, né? So sien julle, hierso's 'n wond besig om te genees. Hier's weer eens besig om 'n wêreldwye ding aan die gang te kom. Goed, kom ons lees gou Openbaring 3 vers 5 en 7. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Maar dit is belangrik om te onderstreep dat hoewel die dodelike wond
en die 4de stadium van hierdie draakdier slegs in Daniël 7 geïmpliseer is, dit eksplisiet in Openbaring 13 gemaak word. Volgens Openbaring 13, nadat die dier vir 42 maande lank regeer het, het dit 'n dodelike wond opgedoen, maar die dodelike wond sal genees word. Openbaring 13 vers 3. En dit sal weer regeer soos in die verlede. Tussen die dodelike wond en die genesing daarvan, het die dier herstel met 'n dodelike wond. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Sy. Gees van profesie sê, the influence of Rome in the countries that once acknowledged her domain is still far from being destroyed. And prophecy foretells a restoration of her power. I saw one of his heads as if it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Dis wat vers 3 daarso nou vir ons sê. When our nation, the United States, shall so abjure the principles of its government as to enact a Sunday law, luister mooi, Protestantism will in this act join hands with popery. It will be nothing else that giving life, which means it must have had a deadly wound, to the tyranny which has long been eagerly watching its opportunity to spring again, which means that the active despotism that existed before died only to live again. When it comes into active, as dit besig begin active raak, which means that for a period the tyranny was active, Hy gaan weer aktief raak. Dis basies wat dit vir ons sê. JC. Net daai Openbaring 13 vers 3. One of his heads seemed fatally wounded. His mortal wound was healed, however, and the whole earth followed the beast in wonder. En net 'n ander vertaling, dit was 'n skyn dood. Asof dit dodelik was, asof hy gaan doodgaan. Ja, dit lyk amper asof hy wil doodgaan. Dis korrek, ja. Goed. Nou hierso, slegs een van die koppe van die dier is gewond. Nie almal van hulle nie, slegs een van die koppe is gewond wat gedurende die 42 maande regeer het. Dis daai kop wat gewond was, Die dier het 7 koppe, maar hulle regeer agtereenvolgens een op 'n slag. Nie al 7 gelyktydig nie, een op 'n slag. Nou goed. Wanneer met ander woorde, wanneer ons Openbaring 17 bestudeer, sal ons vind dat 5 van die koppe op hierdie stadium in die profesie reeds gewond en gedood was. 5 van hulle, So hoeveel is dan oor? Daar's 2 wat oor is, 5 van hulle. Op die oomblik, toe Johannes hierdie dier sien, was die kop vars gewond. Terwyl die ander koppe almal gesterf het, sien julle almal van hulle het al gesterf, het om nooit weer die lewe te sien nie, sal hierdie kop weer lewe. Hierdie een kop, hy sal lyk asof hy dodelik gewond was, soos hierdie een. Hy lyk asof hy dodelik gewond is, maar hy's nie dood nie, So daar gaan nog iets met hom gebeur. Sy heerskappy is nog nie verby nie, met ander woorde, Wat is die betekenis van die uitdrukking asof dit dodelik gewond is? Soos wat oom JC nou vir ons in Engels sê, asof dit dodelik gewond is. Dit is dieselfde. Nee, hy's nie regtig dood nie, Dit is dieselfde uitdrukking wat gebruik word om Jesus as die lam te beskryf, asof dit geslag is, Jesus is mos nie geslag gewees nie. Dit sê asof hy geslag is. Want hy lewe, Nou goed, die gees van profesie het by herhaalde geleenthede gesê dat die hele wêreld sou die dier volg en hom aanbid. Dis iets om te dink. Die hele wêreld het agter hom aangeloop en die hele wêreld het hom aanbid. So, wat sê dit vir ons? Wees waaksaam, wees wakker, sodat jy nie mislei word nie. History will be repeated. False religion will be exalted. The first day of the week, a common working day. The first day of the week is Sondag, a common working day. Possessing no sanctity whatever will be set up as was the image of Babylon. All nations and tongues and peoples will be commanded to worship this suspicious, spurious Sabbath. Dis so suspicious ook,
spurious and suspicious Sabbath. The decree enforcing the worship of this day is to go forth to all the world. As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy in forcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example. Nou sê? En 'n mens kon duidelik gesien het van die vlae wat gewys was Ja, van internasionale afkoms. dis Met korrek. ander woorde nie net van die Italië nie. Dis was 'n baie sigbare teken, met ander woorde, hoe ver die mag van die paus Hoe ver dit eintlik gaan? Ja, gaan. Ja, dis. dit is definitief so, né? Voordat ons aangaan, ek wil gou vir julle iets vra, iets interessant wat ek gaan met julle wil deel. Sê gou vir my. Uit dit wat ons nou ken uit standaard 5 aardrykskunde. Hoekom is daar 'n son? Wat dui die wenteling van 'n son vir ons aan? Een wenteling van 'n son. Wat dui dit vir ons aan? Die Bybel sê mos vir ons dat die hemelliggaam is daar om tyd en tye aan te dui, né? Nou wat bied die son vir ons? Een omwenteling is gelyk aan 'n jaar. En dis ja nee, maar dis wat ek bedoel. En die omwenteling van die maan? 'n maand. Nou, wat dui vir ons aan 'n week? Because God said so. Absoluut niks. Absoluut niks. Maar dit is geskape. 'n 7-dag week. Net soos wat die son, die maan en die sterre geskape is die woord 'n week geskape. Die Here het Sondag nie, 'n Sabbat, hoor my Sondag. 'n Sabbat het hy nie gerus nie. Op Saterdag het hy nie gerus nie. Hy het die Sabbat gemaak. Hy het die Sabbat geskep op daai dag. Nee, presies. So daar is geen hemelliggaam en tot en met vandag toe hou die heidene nog steeds 'n 7-dag week. Amazing, nee. So when God said so, dis hoekom daar 'n week is. Ons kyk gou na 'n paar belangrike vrae wat ons nou gaan behandel. Watter wapen het die dier gebruik om die heiliges dood te maak? Watter wapen het die dier sy dodelike wond gegee? En wat simboliseer die swaard? Hoe en wanneer het die dier die swaard gekry wat hy vroeër doodgemaak het? Wat hom vroeër doodgemaak het? En wat word bedoel met die dodelike wond? En is die dodelike wond in 1801 of in 1929 genees? En wat keer tans dat die dodelike wond moet genees? En wanneer, hoe en deur wie sal die wond genees word? Dis belangrike kwespunte dink wat julle almal het, nê? En dit is wat ons nou gaan beantwoord in hierdie les. Goed. Kom ons kyk gou na die eerste een. Die wapen wat die dier gewond het. Openbaring 13 vers 10 verduidelik dat die dodelike wond wat die draak se derde fase van heerskappy beëindig het, met die swaard gegee is. Toe die swaard die dier gewond het, is dit in ballingskap ingelei, basies. Kom ons lees gou daai vers. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. OK. Goed, terwyl die dier gewond is, terwyl hy gewond is hy in gevangenskap ingesit, En wanneer hy sy wond genees gaan word, dan gaan hy uit die gevangenskap bevry word, Terwyl dit gewond was dit nie vry om sy verwoesting te saai soos tydens die tydperk van sy heerskappy nie. Ons sien dit duidelik. 'n Beskrywing van die dodelike wond en die ballingskap van die dier sê, let wel, iemand maak dalk beswaar. Die teks sê nie dat die dier met die swaard doodgemaak het en met die swaard doodgemaak moet word nie. Net goed kyk. Die teks gebruik die onbepaalde hy wat, So kom ek lees hom net gebeur. Hierdie is nou direk vertaal. Die teks sê nie dat die dier met die swaard doodgemaak het en met die swaard doodgemaak moet word nie, Hy sê net met die onbepaalde teks hy wat. Kan. Maar
'n vergelyking met Openbaring 13 vers 14. Sien julle, spring ons nou rond. Laat geen twyfel dat dit die dier was wat met die swaard doodgemaak het en die dodelike gewond is daardeur nie. OK. Lees hom af ons. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. We sien so die dier het die swaardwond hierso ontvang. Nou wat verteenwoordig die swaard? Kom ons kyk gou 'n bietjie, wat verteenwoordig die swaard? Wat dink julle sê wat verteenwoordig die swaard? Wat dink julle? OK. OK, nou kom ek verras julle 'n bietjie. Maar hierdie is nou wat met hom gebeur is. Hoe is hy nou gewond? Kom ons kyk nou 'n bietjie na daai swaard, Kom ons kyk bietjie na dit. Nou, 'n belangrike ding, Efesiërs 6 vers 17 verteenwoordig die swaard mos die Bybel, né? Die helm van verlossing is die swaard van die Gees en dit is die woord van God. Nou wanneer ek mense vra wat die swaard van Openbaring 13 verteenwoordig, né? Antwoord hulle gewoonlik dit verteenwoordig mos die woord van God, soos wat julle nou gesê het. Die swaard kan weliswaar die Bybel voorstel. Maar die swaard wat die dier in Openbaring 13 vers 10 gewond het, was nie die Bybel nie. Kan dit nou bewys. Dit is baie duidelik dat die pausdom nie die Bybel gebruik het om die heiliges dood te maak nie. Nee. Hy het nie eers een gehad nie. Ek dink nie eers hy het homself gelees nie. Nou, hy weet wat daar staan nie. Nou wat was dan die swaard wat die dier gewond het? Sekularisme. Die sekulêre mag. Want Paulus sê jy moet die man wat die swaard hanteer, moet jy respekteer, want dit is omgegee om geregtigheid te bevorder. Kom ons kyk op verder. Kom ons kyk op wat so jy sê oor die sekulêre mag, of dit dalk miskien die swaard is. Kom ons luister gou 'n bietjie daar. Dis belangrik om te onthou dat simbole in die Bybel is buigsaam, né? Dit wil sê, hulle beteken nie altyd dieselfde ding nie. Die konteks moet hulle hele betekenis dikteer. OK, byvoorbeeld, as jy kyk na 'n leeu in die skrif, né? Dit kan Christus verteenwoordig, maar dit kan ook Satan verteenwoordig, né? Dit kan ook Babylon verteenwoordig, maar dit kan ook Juda verteenwoordig. OK, so jy moet lees in konteks. Konteks sal vir jou sê wat dit is. Of wat sê ander een? Suurdeeg. Suurdeeg kan sonde verteenwoordig, né? Maar dit kan ook die inplanting van die Heilige Gees verteenwoordig wat fenominale groei van 'n kerk teweegbring. OK. So sien julle, dit gaan oor konteks. Dit is alwaaroor dit gaan. So met ander woorde, die swaard kan dus die Bybel verteenwoordig, maar dit kan ook die strafmag, capital punishment van die staat simboliseer om siviele en kriminele oortreders te straf, né? Dis mos ook wat dit doen. Ons gaan nou daarsonder kyk na 'n paar verse. Die deurslaggewende vraag is dan: watter swaard het die pausdom gebruik om God se heiliges te vervolg gedurende sy tydperk van oppergesag? Die antwoord word gevind in Romeine 13 vers 1 tot 4. OK, en dit is daar waar hy sê dat alle mense hulle self moet onderwerp aan die staat, né? Hoekom is die staat daar? Hoekom is capital punishment ingesit? Want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dis reg, né? So ons moet aan God gehoorsaam wees. Ons moet ook aan die staat gehoorsaam wees. God gebruik die staat om diegene wat steel en moord pleeg en sulke goeders te straf, né? Om hulle op lyn in te bring, né? So daai selfde een, dit is presies wat die pausdom gebruik het. Die pausdom het hierdie mag gebruik om die mense te straf wat nie in hulle kerke wou glo nie, wat nie gedoen het wat hulle wou sien nie. Hulle het ons gesê church and state wat ons met mekaar getrou het, né? En dit is die krag wat hulle gebruik het. So, dis nou dieselfde, dis die swaard wat hy gebruik het. Die siviele swaard. Met ander woorde die state,
die staatgedeelte, het hy gebruik om, is sy swaard gewees om capital punishment toe te pas. Die swaard wat in Romeine 13 genoem word, dreig met siviele strawwe, opsluiting, beslaglegging op goedere, boetes, die dood teen die oortreders. Nee, stem julle saam? So met ander woorde, hierdie gedeelte maak dit duidelik dat hierdie spesifieke swaard in die tyd van die apostel Paulus nie aan die kerk behoort het nie, maar eerder aan die Romeinse staat. Hierdie swaard is straf, nie oortuigend nie, né? So, met ander woorde, hulle het gesê, jy sal deur straf sal jy kom. As jy dit nie doen, gaan ek jou straf. Sê van, hoor hierso, weet jy wat nie, die Here is so wonderlik met oortuiging om na die kerk toe te gaan. Jy het gevrees vir jou lewe, dis omdat jy so toe gegaan het. Okay, so hierso het ons nou gekyk dat die swaard is eintlik die staatsgedeelte wat die kerk geondersteun het met hulle geloof, met hulle oortuigings, né? Goed, dit is duidelik dat die swaard wat die diere aan die einde van die 1260 jaar gewond het, nie die Bybel is nie, want die teks bevestig uitdruklik dat die einste swaard wat die dier gebruik het om die heiliges gedurende die 1260 jaar dood te maak, gebruik sou word om die dodelike wond aan die einde van hierdie tydperk te gee. So met ander woorde is wat sy gesê het, wat die jaar wat van die Napoleon, wat die bestaat was, want hy het niks in die kerk geglo nie. Kom ons kyk gou hierso. Die Franse Revolusie het die Bybel verag, né? Hulle het die Bybel verag en beveel dat dit vernietig moes word. Hulle het die Bybel, so hierdie prentjie kan jy nie mooi sien nie, maar daar is 'n hele hoop gebrande Bybels daar agter, soos wat hulle dit verbrand het, want hulle het dit verpes as gevolg van wat die pausdom met geloof gemaak het. Dit sou belaglik wees om te sê dat die pausdom die Bybel gedurende die 1260 jaar gebruik het as 'n wapen om andersdenkendes dood te maak, né? Dit sou eerder die Bybel verbied en dit in 'n ondenkende taal gehou het. Onthou julle dit, né? So die simbool van die swaard in die konteks van Openbaring 13 moet iets anders verteenwoordig as wat dit in Efesiërs 6 vers 17 gedoen het, né? Nou God het albei ingestel. Nee, julle weet dit ook, nee, God het albei ingestel. Dit is belangrik om te onthou dat God die legitimacy van beide kerk en staat gevestig het. In God se orde het hulle albei hul wettige funksie in hulle plek, né? Hoekom? Hier kom net die belangrike ding. Jesus het aangekondig dat hy sy kerk op homself bou, toe hy vir Petrus gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Die kerk is Christus se geestelike koninkryk. Maar Romeine 13 maak dit ook baie duidelik dat God die staat gevestig het. Die apostel Paulus verwys selfs na die Romeinse staat as God se bedienaar, né? Maar die staat is God se dienaar om oortredings van siviele en strafreg te straf, nie godsdienstige wetgewing nie. So as jy steel, dan is dit deur die staat. Maar as jy nie vanaand jou Bybel lees nie, gaan ek nie jou nie daarvoor straf nie, want dit het niks met die staat uit te waai nie, né? Dis tussen jou en God. God moet jou oortuig in jou hart om jou Bybel te lees. Maar jy mag nie steel nie. That's it. Jy word toegesluit vir dit. Daarvoor moet jy vrees hê. Nou goed, Romeine 13 vers 1 tot 10, soos wat ons nou gesien het, bevestig uitdruklik dat God die staat gestig het om burgerlike orde van die samelewing te bewaar. Toe Pilatus beweer dat hy die mag het om Jesus te bevry, het hy vir hom gesê, jy sou geen mag oor my gehad het, as dit nie van bo af aan jou gegee is nie. Nee, dis wat Jesus direk vir Pilatus ook gesê het. Nou kom ons kyk gou na Jesus en hierdie swaard. Die getuienis toon dat Jesus geweier het om sy volgelinge toe te laat om die swaard van geweld te gebruik om sy koninkryk te verdedig, né? Kyk hierso. Toe die tempelwag Jesus in die tuin van Getsemane in hegtenis geneem het, het Petrus sy swaard uitgetrek en die hoofpriesterknegt se oor afgekap. Genade julle. Petrus het na bewering die eerste wat soos wat hulle sê die eerste paus was. Onthou julle dit mos, né? Was die tydelike swaard van geweld gebruik om sy meester se geestelike koninkryk te verdedig. Sien julle wat dit hy gedoen, né? So hy het eintlik church and state hierso saamgedruk. As 'n mens daarom moet dink wat Petrus gedoen het op daai oomblik, né?
Nou gedurende die 1260 jaar het die pausdom op 'n soortgelyke manier opgetree deur ketters te verbrand en deur 'n kruistogte te organiseer om die heilige plekke wat vir die moslems verlore gegaan het te verdedig en te herstel. Het Jesus Petrus se gedrag aangemoedig? Nee. Het hy Petrus geprys omdat hy die letterlike swaard gebruik het om sy geestelike koninkryk te verdedig? Het hy sy ander disippels bestraf omdat hulle nie Petrus se prysenswaardighede voorbeelde gevolg het nie? Nee, beslis nie. Jesus het Petrus duidelik bestraf in woorde wat opvallend soortgelyk is aan Openbaring 13 vers 10. Wat het hy vir hom gesê, oom JC? Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. 'n Paar uur later, toe Pilatus vir Jesus vra of hy 'n koning is, wat het Jesus geantwoord? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself, of het 'n ander u dit van my gesê? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Daai is die mooiste woorde onder die son, maar my koninkryk is nie van hier af nie. En dit is 'n ding wat ons in hierdie dae beslis moet onthou. Ons koninkryk, ons moet nie veg oor 'n stukkie grond, in 'n stukkie land, in 'n stukkie dit, in 'n stukkie dat, in 'n ou bed en 'n meubelstuk, of wat ook al op hierdie aarde nie. Ons moet nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Ons moet dit altyd in gedagte hou, né? Ja. Waar het die Israeliete gebly? Hoeveel jaar? 40 jaar lank. Hulle het nie 'n plek gehad nie. Wat hulle gesê dis my plek nie, né? Gedurende die 1260 jaar, Jesus het dus die wettige bestaan van twee koninkryke herken in hierdie vers wat ons nou lees. Dit is 'n wettige bestaan van twee koninkryke herken. Elk met sy eie swaard en geweier om sy volgelinge toe te laat om die tydelike swaard te gebruik om sy geestelike koninkryk te vestig of te verdedig. Né? Nou goed, hoe het die pausdom dan nou die swaard gekry? Tussen die jaar 300 na Christus en die jaar 476 na Christus het hordes barbaarse stamme uit die noorde die Romeinse ryk binnegeval en dit basies opgesny in klomp stukkies. Romulus Augustulus, die laaste keiser van die Wes-Romeinse ryk, is in die jaar 476 na Christus van sy troon afgesit. Sonder 'n keiser is die ryk in onrus en verwarring gedompel. Hierdie barbaarse invalle van die Romeinse ryk het dit onderste bo gekeer en sonder 'n burgerlike heerser gelaat wat wet en orde kon gehandhaaf het. Die midde van hierdie chaotiese situasie is die biskop van Rome verlei om die leiersels van burgerlike mag oor te neem en burgerlike orde in die ryk te bewerkstellig, né? So dis waar die groot dramas in gekom het. Nou as gevolg hiervan het die biskop van Rome 'n nuwe rol aangeneem. Hy was nie net die geestelike leier van die kerk nie, maar het ook 'n tydelike heerser van die staat geword. Kyk net sy kroon wat hy opgehad het, né? Daar kroon hulle hom. Nou goed, kom ons kyk na die volgende enetjie, die dodelike wond en die gevangenskap. Openbaring 20 help ons om te verstaan wat vir die mens van sonde beteken was om dit te kan wees. Nou toe Satan die konings van die aarde kon beïnvloed om sy voornemens te bereik, was hy vry gewees en hy was ongebonde om te doen net wat hy wil, soos wat daai ouetjie wat daar sit. Hy kan doen net wat hy wil. Maar toe die konings almal dood is hy gebind of in ballingskap ingeneem. Dit is die kettinge waarmee Satan gedurende die 1000 jaar gebind is. Na die millennium, wanneer die koning sal opstaan, sal Satan se wond genees word en hy sal vir 'n kort tydjie uit sy tronk vrygelaat word, né? Om weer te kon doen wat hy wil. Ja, vir 1000 jaar. Want hulle sal almal weer kon dink, hulle kan lees dit gerus. Ja, hy sal na die 1000 jaar sal hy weer die nasies van die wêreld sal weer in opstand kom teen die nuwe Jerusalem en hulle sal dit nie kan regkry nie. So moet ons die ballingskap van die dier in Openbaring 13 vers 10 verstaan.
Wanneer die dier die swaard van die konings kon gebruik om sy doelwitte te bereik, was dit vry, maar toe die konings die swaard verwyder het, was dit in ballingskap gewees. Die ballingskap wat in Openbaring 13 vers 10 genoem word, verwys dis nie net na die paus Pius wat in 1798 gevange geneem is nie, maar eerder na die hele stelsel wat hy verteenwoordig het. Dit is nie net die paus gewees nie, dit is die hele stelsel wat net daar in mekaar ingetuimel het, nee. Dis korrek. Nou dat ons weet dat die swaard van Openbaring 13 vers 10 die poging van die kerk verteenwoordig om die strafmag van die staat te gebruik om godsdienstige wette af te dwing, moet ons probeer ontdek wat met hierdie dodelike wond bedoel word, né? Openbaring 13 vers 10 sê uitdruklik dat die einste swaard wat die pausdom gebruik het om God se volk dood te maak, deur die staat gebruik word om die pausdom sy dodelike wond te gee. Ons lees gou graai vers. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy 'n krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Haasy. Dit beteken dat die sekulêre mag, soos wat oom Jacy gesê, die sekulêre mag van 1798 sy swaard sou gebruik om die pausdom 'n dodelike wond te gee. Anders gestel, die staat sou die mag van die swaard van die pausdom verwyder. OK. Die jaar 1798 was die hoogtepunt van die Franse Revolusie wat in 1798 begin het. 89 begin het, ekskuus, in 1789 begin het. Maar 98 was die hoogtepunt gewees. Die revolusie was in opstand teen beide koninklike mag en priesterlike onverdraagsaamheid. Op 12 Februarie 1798 het generaal Berthier die Vatikaanstad binnegegaan, Paus Pius van sy troon afgesit, sy drievoudige kroon verwyder, hom meegedeel dat sy mag tot 'n einde was en hom gevange geneem na Frankryk, waar hy in ballingskap in 1799 die volgende jaar gesterf het. Die keiser Napoleon Bonaparte het reeds bevelle gegee wat nie verander kon word nie. Ons kyk gou hiersom na die genesing van hierdie wond. Maar terwyl die revolusie die pausdom 'n verwoestende doodskoot toegedien het, voorspel profesie dat sy baie magtiger en kanninger as die verlede uit haar sterfbed sal opstaan. Openbaring 13 vers 3 beskryf die genesing van hierdie dodelike wond. Kom ons lees hom gou weer. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit 'n dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou wat is die genesing van die pausdom se dodelike wond? Is dit hoofsaaklik die herstel van haar gekonfiskeerde gebied deur die Italiaanse regering? Is dit die herstel van haar kerklike mag? Nie regtig nie, né? Elkeen speel maar sy eie rol, né? Slegs deur te weet wat met die dodelike wond bedoel word, kan ons verstaan wat word bedoel met die genesing daarvan, né? As ons moet verstaan dat die pausdom 'n kodewoord is vir 'n godsdienstige politiese stelsel wat die mag van staat gebruik het om die mense te dwing om sy voorskrifte te gehoorsaam. Met sy godsdienstige gesig mislei dit die menigtes met sy politieke stelsel, betree dit die groot politieke magsentrums van die wêreld, né? So, as die dodelike wond beteken dat die staat in 1798 teen die pausdom gedraai het en die swaard weggeneem het, met ander woorde sy staatlike mag weggeneem het, dan moet die genesing van die wond beteken dat die staat weer sal herstel en haar sal ondersteun om haar swaard weer terug te kry, né? Goed, waarom het hierdie dodelike wond nog nie genees nie? Hoekom nie? Wyle Malachi Martin, die Jesuitiese eksorsis van die Rooms-Katolieke Kerk. Ons hoor 'n bietjie wat sê hulle, wat hierdie eksorsis van die Katolieke Kerk, 'n skrywer van die Tofkoperboek, die sleutels van hierdie bloed, het in 1986 die volgende gesê: 1500 years and more, Rome had kept as strong a hand as possible in each local community around the wide world, by enlarge and admitting some exceptions that had been the Roman view until 200 years of inactivity had been imposed upon the papacy by the major secular powers of the world. Dat sê hulle dit self, né?
kom uit hulle mond uit. Nou Ellen White het met hom saamgestem en voorspel dat wanneer hierdie beperkings van die sekulêre magte verwyder sou word, die pausdom se tirannie en vervolging herleef sou word. Soos amper klaar. Let the restraints now imposed by secular governments be removed, and Rome be reinstated in a former power, and there would speedily be a revival of a tyranny and persecution. Op 'n wêreld tyranny, ja, op 'n wêreldwye vlak, nie meer op 'n lokale vlak nie. Die rede waarom die dodelike wond nog nie genees het nie, is omdat die sekulêre regerings van hierdie wêreld nie toegelaat het dat die pausdom weer hulle ryk kry nie. Die deurslaggewende vraag is die volgende: hoe sal die pausdom die mag van die staat herwin, wat hy weer meer as 200 jaar gelede verloor het? Watter nasie met sy volle verstand sal die kettinge losmaak wat hierdie stelsel die afgelope 2 eeue in bedwang gehou het? Nog meer duideliker, watter nasie in die wêreld sou dwaas genoeg wees om die swaard weer in die hand van so 'n despositiese mag te plaas? Profesie openbaar dat die swaard van burgerlike mag aan die pausdom herstel sal word met die behulp van die mees onwaarskynlikste nasie. Ek wil gou vir julle 'n videoklip wys. Wat nogal belangrik is, dit is 'n bietjie in ons huidigheid. Sit gou vir ons net daai videoklip. Ek wil hê julle moet hierna kyk. Dit is nou Present Truth. Okay, en ek het dit geleen by Messengers of Present Truth. Dis hulle videoklip wat ek hier ingesit het. Look at this clip. This clip is powerful. Look at This this clip. time, we have a secret weapon. This time, we have Project 2025. We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is, and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative. Things aren't going to change unless you commit to serving our country. But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th. Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger. There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan. Urge a president to lead the way in changing the law, the ecumenical nature. Urge a president to lead the way in changing the law. Back to the clip. Oh, what just took place. The ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger. There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan. Urge a president to lead the way in changing the law, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. The bottom line is that we need to have an army of conservatives ready to march in day one. That day should default to Sunday, Sabbath rest. Changing the law, battle plans and getting an army of conservatives, né? Conservatives terug na moral standards toe, né? Wie se moral standards? So, wat sê dit vir ons, julle? Wat sê dit vir ons? Die dodelike wond. Ja. Die dodelike wond is amper genees. Want daarso sit die UN bymekaar en hulle sê kom ons verander die wet. Kom ons verander wette. Kom ons sit nou battle. So, hierso kom ons al weer met die swaard. Hierso is ons nou weer met die stydswaard. En wie aan wie gaan hulle daai swaard teruggee? Aan hom. Aan die pausdom, né? Okay. Wie gaan vir ons? Ja, daai swaard gaan met die wond wat genees gaan word, gaan daai swaard teruggegee word
waarmee hy dodelik gewond is, gaan die swaard weer vir hom teruggee, om presies te doen wat hy gedoen het in die verlede. Maar teen die einde gaan, Teen die oorblyfsel. ja, o ja, dis reg, ekskuus, oom is reg, sorry, ja, aan die oorblyfsel. Wil oom vir ons 'n gebed of sê, is julle reg? Dankie. Ons hemelse Vader, ons is baie dankbaar dat ons vanmiddag weer eens kon geluister het en verdiep het in die woord. Dankie vir die leiding wat gegee is vir ons, o Here, seën hulle ook om vir ons weer volgende keer verder te lei in die woord. O Here, wees met ons verder in die middag. Die Sabbat is nog nie klaar nie en wees met ons ook hierdie week. Ons vra dit nie ons verdienste nie, maar enkel uit genade om Jesus Christus ontwil. Amen. Thank you.